Ek wil graag vir ons blaai na Matteus 22. So kom ons, as ons by Matteus 22 uitkom, die samevatting van die wet van die Here, dan wil ek tog net soos die gebruik is, 'n paar woorde met julle deel. Lankal terug het iemand vir my gesê, toe ons die samevatting van die wet lees, toe sê hulle, kyk, ons het aanbeweeg. Ons het na 'n ander kerk toe gegaan, ons het aanbeweeg, ons het nie by stil gestaan en vasgehaak by die ou manier van doen. Die liturgie het hulle van gepraat. Ek het baie daaroor gedink in my lewe, dat as jy dit altyd uithaal, of nooit in 'n preek daarna verwys nie, wat jy dan bereik is om vir mense persepsie te laat, dat daar nie iets is so skuld of oortreding nie, dat ons nie altyd doen wat ons behoort te doen nie. Maar mense sê, 'n man het eendag gesê, dis vir hom wonderlik dat hy nie meer kerk toe gaan nie, want hy is ontslaaf van die skuldgevoel. Hy hoor nooit meer van dat hy verkeerd of skuldig is nie, so dit is vir hom 'n groot bevryding, veral die Calvinistiese tipe van gereformeerde godsdienst. So wat is die rol wat Jesus Christus dan speel? As hy dan nie die een is wat die versoening bewerkstellig en wat die herstel bring, wat se rol speel Christus? Wat jy dan kry is, wat ek oor die jare in die bediening gesien het, is mense het 'n verwagting van 110% God. Maar self is hulle 50% Christene, of 30% Christene. Maar hulle verwag dat the celestial being must be there for their beck and call. Sien, dit is 'n teken van geloofsonvolwassenheid as 'n mens daar vasgehaak het. Daar is nie daar die diepe eerbied en ontzag, die besef van wie ek is en in wie se teenwoordigheid ek is nie. Want dit het stelselmatig geskuif dat ek meer in die sentrum is. En subtiel onderliggend is 'n ding wat by almal van ons in 'n mindere en in 'n meerdere mate 'n rol speel. En dit is dat op 'n manier kom dit ons toe. God skuld vir ons. Dis eintlik sy skuld. Sal ek nooit sê nie. Dis eintlik sy skuld dat hierdie gemors so is op aarde. Daarom is dit noodwendig dat Jesus moes kom. Matteus 22 lees ons die volgende. Die Fariseërs het mos nou hulle eie opinie, die skrifgeleerdes het hulle eie interpretasie, en Jesus praat met hulle en is vir hulle konfronterend, en dit is 'n manier van dink en doen waarvan hulle nie hou nie en hulle stem nie saam nie. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle by mekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? So Matteus sê vir ons dat die aanloop daartoe en die manier hoe hy die vraag getuig nie daarvan, dat hy eintlik opreg wil weet en wil leer van Jesus nie. Dis nie wat Matteus vir ons uitwys nie. Jesus antwoord hom, en is ongelooflik kosbaar en belangrik. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste, en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou die reaksie daarop, volgens die manier hoe Matteus saamgestel is, wys vir ons hy in die evangelie en die opbou van die evangelie, dat dit was een van daardie insidente wat dit die laaste strooi is. Dit is onmoontlik om 'n pad verder met hierdie man saam te stap, want wat hy gedoen het is, hy speel God deur die wet en die profete saam te vat.
Met ander woorde, hy dink, hy is die een wat in beheer is selfs van die wet en die profete, dis presies wat hy is, maar hy kan dit nie sien nie. En dan loop die verhouding uiteen. Net hierna kom die wee-uitsprake en die laaste oordele word uitgespreek en dan volg die kruisiging. So dis hoe die Matteus Evangelie saamgestel is. So die vraag wat hier ter sprake kom is jy bereid om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand? Dis die vraag. Ek gee geleentheid vir stil gebed. Amen. Kyk, die meeste van ons is eintlik maar selfsugtig. Ten diepste is ons selfsugtig. Jy kan 'n bietjie selfsugtig wees, jy behoort 'n bietjie selfsugtig te wees. Veral as dit kom by 'n teks soos hierdie, is dit eintlik baie goed om op jouself ingestel of selfgesentreerd te wees. Want as jy na jou eie beste belang soek, dan gaan kyk jy na wat sê die Here, dan sy oplossings. Want is nie waar dat die Here nie vir ons 'n oplossing gee nie. Hy gee vir ons 'n roete uit. So mense wat in hulle self intens belangstel, as julle verstaan die woordspeling wat ek gebruik, juis om die klem baie sterk te lê. As jy regtig belangstel in jou eie toekoms en die beste wat jou toekom, dan is dit tog die beste om na die Here Jesus te luister. Want die Here gee vir ons 'n roete uit. Hy sê dat daar is met ware berou en opregte geloof saam, is daar uitkoms, daar is 'n nuwe begin, daar is vergifnis, daar is herstel. So daarom is 'n erediens die besonderste plek van die week. En dit is nie maar net omdat ons hier by mekaar is nie. Dit is hoe die evangelie, die blye boodskap werk. Dit is vir jou goeie nuus. Dat jy nie uitgelewer is aan die sonde en die dood nie. Jy is nie uitgelewer aan jouself nie. Daar is 'n ander antwoord, daar's nuwe lewe in Christus. Daar's herstel in Christus. Ons moet dit elke week hoor, want ons kyk net van die een kant af. As jy na jouself en jou eie belang omsien en 'n nuwe begin soek, dan is die plek om te begin, Jesus Christus. Hy wat die lewegewer is, hy wat die een is wat die lewegewende water gee, hy wat die brood is van die lewe. So daarom kan ek julle herinner daaraan, dat elkeen wat sy toevlug neem tot die Here Jesus Christus, in ware berou en opregte geloof, vir jou is daar nuwe begin, vir my is daar nuwe begin. So kom ons gaan leef daaruit. Die vraag is of ons dit glo. Geloof is instemming, ek glo, ek aanvaar dis die waarheid, maar ek hak my hart aan daardie waarheid. So ek plaas my vertroue op die Here dat dit so is. So is nie net met die verstand, dis ook 'n saak van die hart. En ek vra dat julle saam met my staande belydenis doen van ons geloof. Kom ons doen die apostoliese geloofsbelydenis. Kom ons doen dit staande. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Die skriflesing is vanuit Openbaring. Nou kan ek vir julle dadelik sê, Openbaring is 'n wonderlike boek, maar geen predikant wat preek uit Openbaring uit, en seker is in geld vir die Bybel in geheel, maar veral Openbaring, met groot trepidasie, want dit is nie eenvoudig nie. Die kinders gaan klasie toe, terwyl ek stadig aan besig is om met 'n paar inleidende woorde te praat. So dis iets wat vir jou net laat besef van die transcendensie van God. So kom ek verduidelik die groot woord. Wanneer ons praat van the transcendence of die transcendensie van God, is 'n teologiese term wat ons gebruik, dan praat ons van die verhewenheid van God. Ons praat van God wat werklik waar totaal anders is, die gans ander is, soos Karel Barth gesê het, en daarvoor het hy baie bekend geraak ook. Hy is die gans ander. Maar hy is nie net transcendent nie. Goed is gelyktydig waar, hy is ook immanent. Dit beteken hy is by ons, hy is in ons, hy is deur ons. So gelyktydig is God die een wat verhewe is, maar hy is ook die een wat by ons is. So hoe dink ons daaroor? So kom ons lees uit Openbaring 4, nadat ek verlede week het ek met julle oor die Persiese ryk gepraat en oor die koningskap en die glorie van die koningskap wat alles verbygegaan het. Alles daarmee heen is. Hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is en die stem soos die geluid van 'n trompet wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê: kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieul. Om die troon was daar reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krone. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar 4 lewende wesens, vol oë, van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, en die tweede soos 'n bul, en die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê: Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die krag, of liewers die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Tot sover lees ons saam. Mag die Here sy woord seën by die verkondiging daarvan. As inleiding wil ek net 'n paar opmerkings maak oor die Openbaring boek, dat ons net vir mekaar sê, dit is die parameters, dit is die begrensing van wat ek met julle gaan deel vandag. Die Openbaring boek is eintlik 3 verskillende
tipes literatuur wat hier na vore kom in die sin. Dus punt 1 is dit apokalips. Nou apokalips beteken apokalypto, 'n Griekse woord wat beteken om die sluier te lig, en ons kry 'n kykie in dit wat nie met die aardse oog sigbaar is nie. As jy nie dit nie aan jou geopenbaar word nie, dan kan jy dit nie weet nie. So dit moet aan jou geopenbaar word, dit moet oopgemaak word, daarom word dit 'n apokalips genoem. Dit is deel van ander apokaliptiese literatuur. En dit is die probleem, dat elke een wat Openbaring lees dit op sy of haar manier en interpreteer dit net soos hulle wil. En dit is gevaarlik. Daar is sekere begrensing aan hoe jy dit kan lees. Nou watter ander gedeeltes in die Bybel kan jy ook gaan lees waar jy 'n soortgelyke tipe tekste kry, byvoorbeeld in Daniël kry ons 'n voorbeeld daarvan, ons kry in Jesaja 6, ons kry in Esegiel 1 ook van hierdie openbarings wat apokaliptiese materiaal is. Tweedens, saam met dit is dit 'n profesie. So daar is goed wat gaan gebeur, wat vooruitgesê word, dit word geopenbaar aan ons, en ons sou dit nie geweet het nie, want dit is dinge, soos ook vir Daniël gesê is, hou dit geheim, tot op die regte tyd wat het geopenbaar gaan word. In hierdie geval, daar is dinge wat gaan gebeur in die toekoms, en ons gaan daarvan kennis neem, maar ons het nie die volle prentjie daarvan nie. So wat dit is, ons het 'n gedeeltelike verstaan, maar ons het meer van inligting as wat ons gehad het. So tweedens is dit natuurlik profesie. Derdens is dit ook 'n brief. So dit is duidelik dat die bedoeling was, dat omdat dit in 'n briefvorm is, moet dit uitgestuur word. 'n Sirkulêre brief betekenende, hy moet van die een gemeente na die ander gemeente toe gestuur word, sodat al die gemeentes daardie inligting kan kry. So, dis belangrik dat ons net dit moet verstaan. Dis nie net een ding, dis nie net 'n briefie, dis nie net apokaliptiese materiaal nie, en dit is ook nie net 'n profesie. Dan moet ek dadelik ook sê, vir diegene wat baie weet, want daar is mense wat baie weet van Openbaring, ek is nie 'n Gilias of 'n millennialis nie, so daarom sien ek nie dit in terme van 'n wegraping wat plaasgevind het, of enigiets van die aard, en ek gaan nie daarby stilstaan, want dan gaan ons 'n 2 ure gesprek net daaroor moet hê. So kom ons sê vir mekaar, ons begin gewoon, op die eiland Patmos, is daar 'n man, Johannes. Johannes, een van die apostels, dit is wat ons aanvaar, een van die apostels van die Here, een van die disippels, en hy is al 'n ou man, dit is rondom die eeuwenteling, waarskynlik hier rondom 95 na 100 na Christus in die jaartelling, waar hy dan 'n visioen kry. Hy kry nie net een nie, hy kry aanvanklik, en dan kry hy weer, en dit is wat opgeteken is. Vervolgens, daar is 'n volgende gedeelte dan van Openbaring 4 af, is die begin van 'n volgende gedeelte. En Johannes kry die visioen, hy kry die openbaring, daarom praat ons van die woord openbaring. Hy het dit nie uitgedink nie, dit is nie 'n verbeeldingsvlug wat hy gehad het nie. Hy hoor 'n stem, maar hy sê die stem is in terme van 'n trompet. Trompet wat 'n geweldige skril klank gehad het in daardie tyd, wat gebruik was, aankondiging van groot gebeurtenisse, die aankondiging van 'n oorlog byvoorbeeld, talle sulke voorbeelde in die Bybel, die trompet word geblaas, die oordeel wat uitgespreek word, klomp sulke voorbeelde, maar die realiteit is, daar is iets wat soos 'n stem is, maar wat soos 'n trompet is. So die woord soos is ongelooflik belangrik. Een van die teoloë wat ek weer nagelees het, sê, the power of comparison, soos. Jy kan nie Openbaring lees as jy nie die woordjie soos die hele tyd in gedagte hou nie. Wat beteken dit? Hoekom sê hy dit? Want ons het nie die kapasiteit om mooi te verstaan nie, ons het nie die ruimte vir alles nie, ons het nie die vermoë nie, ons sien, maar daar is baie meer aan opgesluit en baie meer daaraan as wat ons kan bedink en begryp. So dit is, daar is 'n deur. So wat is die simboliek van 'n deur?
Die deur is 'n deurgang. Daar is 'n toegang wat verleen word. Ons weet mos, in die Ou Testament is daar sulke gedeeltes wat vir ons vertel van dat God is hier teenwoordig. Dis 'n God gegewe plek, God bepaalde plek, waar daar 'n vorm van 'n deurgang is. Ek dink aan die leer op na die hemel toe. Daar is, as daar sprake is van 'n deur, dan dink ons aan die deur van Jesus Christus. Hy is die toegang, ek is die weg, ek is die toegang. So die deur staan oop. So Johannes sien dat daar is 'n deur na die ewigheid, na die hemel, wat oop staan. Dit is belangrik vir ons. Dis nie toegesluit. Die wêreld probeer vir jou en my oortuig dat daar 'n brons hemel is, bedoelende dat dit toegesluit is. Die lewens- en wêreldbeskouing van die postmoderne mens is gewoon, daar's niks wat bo-natuurlik is nie. Nothing is supernatural. Openbaring wat ons hier kry is, daar is 'n ander dimensie. Daar is 'n ander werklikheid. En die toegang na die ander werklikheid is oop. En daardie deur staan oop. Dan Johannes sien die volgende, nadat hy uitgenooi is, kom op hierheen en ek sal jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees weggevoer. So wat ek doen is ek beskryf dit, ek omskryf dit, sodat ons later by volle implikasies kan kom wat dit beteken vir die praktyk, vir jou en my. So wanneer hy as ware in die teenwoordigheid kom van hierdie amper soos die allerheiligste van die tempel, wanneer hy in hierdie troonkamer is, dan is hier 'n paar dinge en persone en figure wat teenwoordig is. So ons dink klein. So dis vir ons baie moeilik om te visualiseer. En die gedagte is nie om te probeer op 'n menslike vlak dit te visualiseer. Natuurlik maak dit prentjies in ons koppe, maar dis wat die teks vir ons leer is, dit is soveel meer en soveel groter dat ons sukkel, en Johannes sukkel dit om in woorde om te sit. Daarom gebruik hy vergelykings. Hy praat van 'n deur, was eintlik 'n ingang, 'n toegang, 'n deurgang. Hy praat van 'n troon, praat 10 keer van 'n troon in Openbaring. Maar daar sit iemand op die troon. Dit word nie beskryf wie daardie iemand is nie. Daar staan net, daar is iemand op die troon. Die een wat onbeskryflik en onbeskryfbaar is. Dis nie moontlik om hom te beskryf. So, al wat hy vir ons sê, daar is 'n teenwoordige, daar is 'n iemand. Rondom daardie iemand is daar ander figure. Deur die Gees sien ek dan die volgende. Die iemand se voorkoms is soos opaal en karniehool. En dan is daar die glans of die kleur van smarag rondom dit. Nou goed, eindeloos is daar al hieroor gepraat. Wat beteken dit? So kom ons waag ons hand om iets te verduidelik daarvan. Maar voordat ek daarby gaan kom, moet ek net sê, daar is so baie mense wat interpretasies het, Openbaring. Er is eintlik soveel mense, soveel interpretasies. Ek het daar 'n opmerking gemaak wat G.K. Chesterton gesê het. Hy het gesê, thou St. John the Evangelist saw many strange monsters in his vision. He saw no creatures so wild as one of his own commentators. Nou wat hy daarmee sê is, kyk, mense gaan heeltemal oorboord. Hulle dink omdat die teks multivalent is, dit beteken daar is baie vlakke van interpretasie en van verstaan. Beteken dit nie dat daar nie grense is nie. Jy kan nie enige ding inlees nie. Literatuur word gelees volgens die beperkings van daai literatuur. So wat staan daar? Wanneer daar kleure spel is. Mense sê opaal, dis die karniehool opaal. Dit gaan oor die heiligheid, het party mense gesê van God. En dan die karniehool het hulle gesê, dit gaan oor die rooi en dit gaan oor die oordeel van God. En dan die smarag
Dit gaan oor die genade en die vrede van God. Soveel interpretasies was daaroor gewees. In die Ou Testament, die borsplaat van die hoëpriester het hierdie klerespel gehad. So, hoe sal ons dit weet? Wat is daar net een verstaan daarvan? Een begrip rondom dit? Of dui dit op hierdie geweldige pragt en praal en volmaaktheid en die klerespel wat na vore kom? Iets wat oorweldig. It dazzles everybody and the mind. Van God se teenwoordigheid af. Sien julle die prentjie? Ons sukkel om dit onder woorde te bring. Maar ons kan vir mekaar sê, as jy gedink het, jy het al pragt en praal gesien, en as jy gedink het, jy kan in Venesië by die groot huwelik wat tans plaasvind, lyk my wat 'n week lank gaan plaasvind as ek so luister, Jeff Bezos, né? As jy dink, dit is nou iets besonders, you ain't seen nothing yet. Dis eintlik wat hier na vore kom. Dis onbeskryflik. Dis ook onverklaarbaar. Maar daar is simboliek aan verbonde, en ons kan maar afleidings maak rondom die simboliek. Maar wat ons weet is, daar is 'n reënboog met die glans van smarag. Dit dui op die genade. So dit is die interpretasie wat die kerk deur die eeu gehad het. Wanneer daar 'n reënboog is, wanneer hierdie klerespel 'n reënboog vorm, dan vat dit ons onmiddellik terug na die insident met Noag. Dan sien ons rondom die troon. Op die troon is daar 'n iemand. En in sy teenwoordigheid is daar genade. En daar is herstel. En daar is belofte. Daarom word die smarag groen en die kleurespel word as ware dan uitgebeeld in terme van God se reddende genade. Daarmee saam gaan ons net nou wat praat oor die ander kant van die genade, die keersy van die genade wat gelyktydig waar is. Maar as ons na die iemand op die troon kyk, dan moet ons vir mekaar sê, die iemand het homself in die geskiedenis geopenbaar as die genadige, as die barmhartige. So enige godsbegrip wat jy en ek het, as dit nie rekening hou daarmee dat God die genadige en barmhartige is nie, is daar fundamenteel fout met jou godsbegrip. Kom ek staan daarby stil vir 'n oomblik, want dit is belangrik. Almal van ons het een of ander vorm van persepsie, godsbeeld, godsbegrip. Die meeste van ons, se godsbegrip, het voortdurend korreksie en herstel nodig. Gewone Afrikaans, jou godsbegrip is baie keer skeef. Myne is baie keer al skeef getrek gewees. En omstandighede maak dat dit skeef getrek raak. Ons dink verkeerd oor God. Daarom is dit so noodsaaklik dat ons die woord lees en dit oordink, dat die Heilige Gees ons moet vorm. Daardie eerste lied wat ons gesing het, is 'n lied wat ek elke oggend die woorde van bid. Vorm my en maak my soos U wil. Here, openbaar U self, want ons tower vir onsself gedagtes op oor God. Hoeveel mense het nie persepsies oor God wat glad nie Bybels is. Glad nie. So ver van die Bybel af. Maar dit is hulle idee van God. Dan praat ek nie eers van hoe ouers die godsbeeld beïnvloed het. Paas, wat die vaderskap van God so beïnvloed het. Daaroor kan ons ure praat. So wat ons vir mekaar sê is, hierdie teks sê vir ons, die iemand op die troon straal genade uit. Die iemand op die troon is die skepper. Hoofstuk 4 handel daaroor. Dit bring my by die volgende punt. Rondom die troon is daar 24 ouderlinge. Daaroor is daar eindeloos gedebatteer. Daar is party mense wat sê, dis gewoon 24 heiliges, engele wat daar is, wat as ware 'n rol vervul terwille van die mensheid. Ander mense sê, ander kommentatore sê, omdat die konsep van presbyteroi ter sprake is, die ouderlinge, moet ons dit interpreteer in terme van
heiliges, of dit die priesterorde van die Ou Testament was, of dit die Levitiese priesterorde was, of dit is, en mense hou daarvan met so te interpreteer, 12 stamme, 12 van die apostels, om het so uit te druk dat dit verteenwoordigers is van hulle. Beginsel wat ter sprake is, rondom sy troon, rondom, in die teenwoordigheid van die genadige iemand, is daar figure wat bekroon is met wit klere aan, wat die mens verteenwoordig, die mensheid op aarde verteenwoordig. So almal van ons het Jesus Christus op die troon. By volgende gedeelte gaan ons dit sien, by 'n ander dag, dat Jesus is ook op die troon. Dat die Gees is by die troon, is alles deel van daardie prentjie. Dit is God, die iemand, wat ons nie kan omskryf nie. Maar in sy teenwoordigheid is daar die verteenwoordigers van die mensheid, wat God dien, bedien, namens die mensheid, maar ook intree. Die deur gee vir jou en vir my daardie ongelooflike troos, dat daar die vrye toegang is, dink aan die voorhangsel. Dan is daar die lewende wesens, die 4 lewende wesens, en ek kan nie by alles in detail stilstaan, ek sou graag met julle wou praat oor al die moontlikhede, of al die moontlike interpretasies, daar is gewoon die tyd daarvoor. Maar behalwe die 24 wat ons nou nog gaan terugkom by, is daar ook 4 lewende wesens. Ons sien dieselfde verskynsel in Esegiel 1. En wat opvallend is, van die 6 vlerke, en van die beweging wat daar is die oë. Is vir ons vreemd. Mense het probeer uitbeeldings maak, ek het al gesien waar hulle uitbeeldings maak, en dan is daar vlerke vol oë. Dit lyk totaal en al lewensvreemd. Baie goed is natuurlik lewensvreemd daar, maar wat is die simboliek? Ek het iets gesien, wat so lyk, soos, maar dit is nie dit nie. Dit is meer as dit dra 'n boodskap op. Dit het te doen met die alwetendheid van God. Dit het te doen met as niks van die aandag van die iemand ontgaan nie. Niks op hierdie aarde gebeur sonder dat God daarvan weet nie. Niks is buite sy gesigsveld of sy aandagspan. 'n Vrou het een keer, en dit my geweldig geraak. 'n Vrou is een keer verkragt, wat 'n traumatiese ding is. En toe mense haar probeer help en begelei. Dit was net te veel, en dit is vir baie Kiwis en Australianers net te veel. Hoe kan God, wat die alwetende God is, hoe kan hy dan nou dit alles van weet, en alles sien, en dit dan nie keer nie, die ou Theodicee vraagstuk. Daarom kan ek nie in so God glo nie. Daarom kan ek nie glo dat daar 'n God is, en as daar 'n God is, dan is hy nie die moeite werd om hom te glo nie. Dis die klassieke problematiek van hoe jy oor God dink, jou godsbeeld, het jou in 'n situasie geplaas waar jy nie kan uitkom nie. In haar geval het sy tot die konklusie gekom, ek kan verstaan dat dit met my kon gebeur het, want God het weggekyk. God het miskien 'n bietjie ingedit, God het 'n bietjie gerus. Dit kan ek verstaan. Dan kan ek my kop daar rondom kry. Maar onder normale omstandighede gebeur sulke dinge nie. Nou as ons na die wêreld kyk, dan moet ons sê God dit baie. En er is lang tye. Dan is ons nie ver van 'n oumaatjie wat in die leunstoel sit nie. So daai God speel is nie korrek nie. Dit beteken nie ons het 'n antwoord nie. Dit beteken nie ons het 'n oplossing nie. Ons het antwoorde, maar ons het nie klinkklare antwoorde wat vir mense bevredig nie. Maar wat hierdie teks vir ons sê is dat God sien alles. Die genadige God is van elke ding bewus. Maar daar's ook 'n klomp ander werklikhede wat ons nou by moet uitkom. Daardie wesens verteenwoordig die totale skepping.
As jy oor hoofstuk 4 dink, dan dink jy nie net aan die troon nie, jy dink aan die skepping, want dis wat die teks sê, U is die skepper, die een wat op die troon sit, is die een wat geskep het. En Jesus Christus is hy die een wat herskep het. Maar daar is die alwetende een, met vrye toegang na hom wat alles weet en alles sien. Hy is die een wat die genadige en die barmhartige is. Maar rondom, vanuit die troon, gaan daar uit die donderslae, die weerlig en alles wat daarmee saamgaan, die sogenaamde teofanie. Die tekens van God. So God is die een wat ook die wêreld gaan oordeel. Dis die keerse. Hy is die genadige en die barmhartige, maar hy is ook die God aan wie alle mag gegee is wat dit aan behoort. En dis wat die gebed of die Tries Hagion, die 3-maal heilige formule sê. Hy is die een wat is, wat was en wat kom, aan hom is alle mag gegee. Hy is die heilige. Die heilige is tegelijkertijd, en as ek dit vir julle kan vandag weer herbevestig, want julle weet dit, as ek dit kan herbevestig, dat dit gelyktydig van God waar is, dat rondom die troon, rondom die iemand en vanuit die troon, is daar genade en oordeel. So moet vir geen oomblik dink, dat daar nie 'n laaste woord deur die lewende God gespreek sal word oor alles, oor elkeen, regverdig, finaal, volkome. Genadiglik is hy die genadige. Genadiglik is Christus, die een wat vir ons vrye toegang bewerk. Maar dat daar geen onduidelikheid wees met wie ons te doen het. Hy is die een wat is en wat was en wat kom, en ek sê dit bykans elke Sondag, want dit sê, hy is die God van die geskiedenis, wat die totale geskiedenis in sy hand hou, wat dit beheer, van die begin na die einde, en al het mense die gedagte, dat hulle in beheer is, en dat hulle self kan verset, en dat hulle kan aangaan asof God nie bestaan nie. Hierdie Openbaring sê, hy is, en was, en kom. En die res van die Openbaring moet sê, dit is die oordeel van God oor die skepping. Oor die skepsele en oor die skepping. Maar genadiglik is daar 'n roete in Jesus Christus. So laat ons gaan in die gedagte verval dat hy is maar net 'n oumaatjie wat in die leenstoel sit en vir sy kindertjies die beste wil gee, die 110% God wat niks van jou vra eintlik nie. Dit is alles behalwe Bybels. Daarop die 24 ouderlinge, die presbyterrol, kniel, elke keer as daar die belydenis uitgespreek word, dan kniel hulle, dan haal hulle die kroon af en hulle sit dit neer. Hulle bring aan hom die eerbied. Wat is die simboliek daarvan? Die nederigheid, die besef in wie se teenwoordigheid ons is. Mense, dit is wat by ons baie keer 'n gemis is. Dat ons kom maar net, ag, julle onthou ons in Afrikaans ons nou gesê, ag, ek rok maar net daar op, jy weet, ek is nou maar net so maar, ek is maar net daar. So maak ons met God, ons kom ook maar net. Ons is nie ingestel, voorbereid, ons het geen besef van die transcendensie, die heerlikheid van God. Ons het die genade vergeet, want ons is so ingestel baie keer op wat hy nog eintlik behoort te doen en wat hy nie gedoen het nie. Ons is so besig om die hele tyd vrae te vra van waar daar nie dadelik antwoorde voor is, hoekom het dit gebeur? En waarom het hy dit toegelaat? En as hy dit toelaat, dan stel ek nie belang nie. Iemand het eendag gesê, hy verstaan wat die Bybel oor God sê. Maar as dit is hoe God is, dan wil hy regtig nie 'n ewigheid saam met hom deurbring nie. Hy stel nie belang. You will get what you wish for. Dis al wat ek vir hom kan sê. Nederige afhanklikheid, diepe eerbied. Dis wat hierdie belydenis sê. Heilig, heilig, heilig. Volmaak heilig is die Here God, die Almagtige. Ek erken my plek in die proses, wie ek is. Die verteenwoordiging van die mensheid, die 24 ouderlinge, erken hulle plek. Deur die genade is daar vrye toegang. En deur die teken van hierdie
pragtige kleurespel, van die reënboogkleurespel, is die besef van die genade. Maar is ook die bewussyn van die oordeel. En dan is daar, sê ek het iets gesien, soos 'n see van kristal. Iemand het eendag gesê, dan wil ek beslis nie in die hemel wees as daar nie 'n see is. Oud-testamentiese gedagte waarby aangesluit word is, daar is 'n verhewe God, wat sy troon is bo kan die water. Wat sê dit? Die verwyderdheid, die andersheid. So jy kan die klem so lê, soos dit in die teologie al baie gelê was, op God is so anders. Daar's onlangs weer, vir 'n dekade plus, was daar hierdie gedagte van, ons kan eintlik niks oor God sê. God is so ver verwyder, God is so uniek, hy is so anders, ons kan eintlik niks oor hom sê. Jy kan verval in 'n staat van, dat ons net in die mystieke rus in hierdie teenwoordigheid van God, dat ek 'n versigtiging het om hierdie transcendente God met hom iets te kan beleef. Nee, dis nie waarvan die Bybel praat nie. Die Bybel praat van God is so verhewe, bokant alles, maar as 'n oop deur. Daar's 'n oop deur na hom toe en hy verwag van ons. Hy nooi ons uit. So die see van kristal is 'n gladde plat see. Terwyl die bronswater kom by die tempel. Daar 'n reusagtige bronswater kom, wat as ek reg onthou 33.000 liter, I stand to be corrected, wat het gehou het. Die simboliek van dit is by die tempel en die teenwoordigheid van God, word die watermassa, die oerwatermassa, die teken van chaos, soos wat die see aanrol na die land, en soos wat die branders breek op die strand. Dui dit op die chaos en op die oorlog tussen die gevestigde van die land en die woestheid van die see. In die teenwoordigheid van God in die bronswater kom, is dit wat chaos is onder beheer. 'n spieël glad. Dis die simboliek. Agter alles daar is ook ander. Bokant dit, bokant die waters, by wyse van spreek die blou lig, wat hulle verstaan het as die water bo kan die aarde. Selfs bo kan dit, is hierdie God, wat so ver is, en tog so naby is. So daarom, in sy teenwoordigheid, het ons die belofte, maar meer as die belofte, die werklikheid, van dat alle vorme van chaos vernietig word, en dit omvorm word tot 'n spieelgladde bestaan, met so uit te druk. Alles sal reggestel word. 'n Laaste opmerking, want ek het talle van die goed opgesit, jy kan van dit van tyd tot tyd net wys as ek aansluit daarbij, as jy iets sien wat ek by aansluit. Maar iets wat ek nie opgesit het, want ek het 'n hele lange lys van inligting daarop neergepen. Een van die sake wil ek tog by stilstaan, want ek dink dit is belangrik. Mense skryf daaroor dat dit belangrik is. Ons het 'n persepsie oor God en ons het 'n persepsie oor die hemel. Ons sien dit as lokaliteit. En word versterk in 'n sekere sin. Johannes gaan op van die aarde en dan gaan hy na 'n lokaliteit. Hy gaan in die hemel in. Dit is daarbo. In die Ou Testamentiese wêreldbeeld onder die aarde. Die doderyk taal af onder die aarde. Hades in Grieks, Sheol in Hebreëus. Alles simbole van die verwyderdheid. Maar wat dit eintlik is, dat ons moet na kyk en dat ons moet herbesin, en ons verstaan dit nie eintlik mooi nie. Dink net 'n stapie verder. Dis waaroor baie geskryf word deesdae veral. Die hemel bestaan nie apart van God nie. Dis nie soos 'n woonplek wat hy gaan en dan vertrek en dan gaan hy weg. Hy is die hemel. Die werklikheid gaan van hom af uit. Die werklikheid is in hom inbegrepe. Hy is die werklikheid. En dis vir ons baie moeilik om dit, dis 'n manier van praat en dink om aan te leer. It's emanating from him. Die werklikheid. Daar's niks buite God om nie. As ons begin dink in terme van dat die wêreld sonder God kan bestaan, soos baie mense dink,
Dis totaal onbybels. Die hele totale werklikheid kom uit God uit, kom van God af. Ons is nie by die pantheïsme nie, asseblief, of nie by die panentheïsme nie. Dis gewoon 'n waarneming dat sonder God is daar nie enige vorm van lewe of bestaan nie. Hy is die een wat eenvoudig deur sy wese, deur wie hy is, alles in stand hou, alles in plek hou. Dis iets om te gaan bedink, dat daar is nie 'n hemel sonder God. Hy is ook nie deel, 'n klein deeltjie van iemand wat in die hemel bly nie. Dit is hemel omdat hy God is. Ek gaan hemel toe wanneer ek by hom is, in hom is. Dis nie 'n lokaliteit in daardie sin van die woord wat die Bybel van praat nie. Hemel is teenwoordigheid van God. In die hemel is ek in die teenwoordigheid van God. Op die aarde is ek in die teenwoordigheid van God. Dis 'n ander vorm van teenwoordigheid wanneer alles weggeneem is, alles wat skeiding maak tussen God en mens. So wanneer hy kom, wanneer hy alles herstel, word alle forme van skeiding weggeneem. Waar hy alles in almal, deur almal, tot almal sal wees. Mense, hoe moet ons dit verstaan? Maar ons moet begin dink in terme van dat hy is nie klein nie, want almal van ons 'n godsbeeld het op 'n manier 'n Superman in gedagte. En om deur daai kors te breek van hy is meer as net 'n krag. Hy is die iemand wat die totale werklikheid skep, in stand hou, herskep. Alles is in hom inbegrepe en opgesluit. Al wat ons dan kan sê is, Here, vergewe ons. Ons het nie 'n vaagste idee van die grootheid nie. Ons is totaal en al, het ons 'n oorwaardering van onsself. Ons is te groot vir ons skoene. Maar, ons kan maar net bid. Aan U kom toe die lof en die eer. U alleen. U alleen. As ons gaan kyk na die toepassing, daarmee gaan ek afsluit. Iemand het dit so verduidelik en is waar van die hele Bybel, maar is veral waar van hier. Johannes en die gelowiges word geweldig vervolg. Daar was 2 keisers wat geëis het dat hulle as Here en God aangespreek moes word. Die een was Caligula en die ander was Domitianus. Daar was 'n verskeidenheid van ander keisers gewees wat eintlik nare mense was. Hulle het hulle self heeltemal oorspan, hulle het hulle self verhef, hulle het hulle self as God gesien. Wanneer die gelowiges dan lewe in 'n omstandigheid waar hulle ontsaglik onderdruk is, waar hulle vermoor word, waar hulle in die arenas gesit word, waar hulle deur wilde diere verskeer word. Een van die disippels, of liewerste leerlinge van Johannes, die evangelis, die apostel, een van sy was die ou kerkvader Polycarpus van Smyrna. Julle onthou van Polycarpus? Hulle wou hom verbrand en op die ou end kon hulle dit nie regkry in die vuur wou nie behoorlik vat nie, toe het hulle hom doodgesteek. Dis die oorlewering. Toe op die ou end is hy verbrand. Hulle was so toegewyd om van hom ontslae te raak. Dit was hier rondom, as ek reg onthou, die 150ste na Christus. Maar hy was een van die leerlinge van Johannes. So, teen daai agtergrond van die geweldige vervolging, nooi die lewende God, die iemand wat op die troon sit. Die troon staan sentraal in die hele teks. Dit word absoluut uitgebeeld. Troon en dit wat rondom die troon gebeur. Word uitgenooi, kom maak 'n draai, kom ek openbaar aan jou wie is die ware koning. So vir jou en my, kom ons gaan maak 'n draai deur die teks in die hemel en ons kom as ander mense terug. Kom ons ontdek deur die werking van die volledige Heilige Gees, 7 fakkels, die volledige Gees van God, die volmaakte Gees van God, deur sy toedoen, kom ons lees die woord
kom ons besoek. Iemand het gesê, ek gaan maak 'n draai in die hemel en ek kom as 'n nuwe mens terug. Anders is ek vasgevang in my eie ou werklikheidjie wat ek vir myself geskep het. Dan het ek nie al die antwoorde nie, maar ek het iemand voor oë. En ek het iemand wat my in die oog hou, aan wie ek herinner is, voordat ek myself oortuig dat God het van my vergeet. So daarom is dit so kosbaar, dat ons sal bid, en sal weet die gebede het vrye toegang, en die gebede word bedien, aangebied deur Jesus Christus en die Heilige Gees. Gaan lees maar die Bybel, Jesus Christus en die Heilige Gees. En ek het verteenwoordiging daar, die 24 ouderlinge. En die hele skepping het die verteenwoordiging van die 4 lewende wesens. In die teenwoordigheid van die alwetende, alsiende God, wat niks sal sy aandag ook rondom jou en my ontgaan nie. Amen.